Bevryding in die tronk. Ons lees Handelinge 16 vers 25 tot 40. Paulus en Silas krul van die pyn as die swaar tronkdeur agter hulle toeslaan. Hulle weet nie mooi hoe om te lê nie, want die houtblokke waarin hulle voete vasgeklem is, beperk hulle bewegings. Daar's maar net een genade. Kners op jou tande en probeer uithou. Paulus voel hoe dat elke korreltjie sand en elke klippie op die vuil vloer die wonde aan sy rug indring en hom nog verder pynig. Hy hoor hoe sy goeie maat kreun van ondraaglike pyn. Die koue van die klipvloer dring dwars deur sy hele liggaam. Die stank in die sel is onhoudbaar en dit vererger hulle haglike situasie. Dit is feitelik pikdonker in die kerker. Die enigste bietjie lig is die flou skynsel van die fakkel in die gang wat onder die tronkdeur deursyfer. Wat het julle gedoen om hier te beland? Hoor hulle 'n krakende stem met die donker. Hulle is dus nie die enigste gevangenes in hierdie donker gat nie. Vaagweg raak hulle bewus van 'n paar ander manne wat ook hier vasgeketting lê. Kort hoor hulle iemand lelik vloek as 'n rot oor sy gesig loop. Paulus en Silas het te seer om enigiets te sê. In stilte lê hulle daar en bid dat God hulle genadig sal wees om hulle deur hierdie verskriklike marteling te dra. Harmansdrup stadig sleep die tyd verby. Laatnag, wanneer die twee manne lê en bibber van die koue en die slaap hulle totaal ontwyk, begin Paulus saggies 'n lied neurie. Silas val in saam met hom en kort voor lank sing die twee een van Dawid se mooi psalms. Nie lank nie, of hulle pyn en ongemak is vergete as hulle die een loflied na die ander met volle oorgawe sing. As hulle durf asem skep, dan por hulle medegevangenes hulle aan. Kom, moenie ophou nie, sing nog asseblief. Julle twee sing so mooi. Teen middernag klink die twee manne se mooi stemme deur die ganse gange van die tronk, en 'n paar manne probeer self saam sing, al ken hulle nie die woorde nie. En dan gebeur dit. Skielik begin die vloer onder hulle bewe. Dit raak al erger en erger, totdat die ganse gebou onder hulle skud, terwyl 'n onaardse rammeling deur die gange ego. Paulus hulle hou op sing, en 'n paar van die gevangenes skreeu benoud van angs. Lig stroom skielik in hulle selle in, en as hulle omkyk, sien hulle hoe dat die swaar ysterdeur oop swaai, sonder dat daar iemand is wat dit oopmaak. Paulus voel hoe dat die blok wat sy voete pynlik omklem, skielik meegee en oopval. Een van die gevangenes gil as die swaar kettinge om sy gewrigte en voete met 'n harde geklingel op die grond val. Die kettinge van die ander gevangenes volg. Die manne is rasend van vrees en hulle kruip beangs in die verste hoekie in. Hulle kan glad nie verstaan wat besig is om te gebeur nie. Dan kalmeer Silas hulle. Wees net kalm. Dis ons almagtige God wat ons bevry het. Bly net waar julle is, moenie weghardloop nie, julle sal niks oorkom nie. Verder in die gang af kan Paulus die harde geluid van staal op staal hoor, soos die tronkdeure een vir een oopval. Dan hoor hy die tronkbewaarder aangehardloop kom. Nee, skree die man benoud as hy al die tronkdeure oop sien.
As Paulus by die deur uitloer, is hy net betyds om te sien hoe dat die bewaarder sy swaard uitblik en gereed maak om daarin te val. Want nou is selfmoord sy enigste opsie. As die owerhede uitvind dat hy nalatig was en die gevangenes laat wegkom het, is sy straf sommer baie, baie erger as die dood. Wag, moenie, skree Paulus net betyds om te keer. Kyk, al die gevangenes is steeds in hulle selle. Nie een het ontsnap nie. Hulle is te bang om te ontsnap. Die bewaarder gryp 'n lig en dan storm hy in Paulus en Silas se sel in en kom val op die grond voor hulle neer. Wat moet ek doen om gered te word? Kerm hy. Glo net in die Here Jesus en jy sal gered word, kalmeer Paulus hom. Geroep al jou huismense, dan verduidelik ek vir jou alles. En so bring Paulus en Silas daardie nag die evangelie na die geharde bewaarder en sy hele gesin, ook sy slawe. Iemand bring vir hulle 'n skottel water en die 2 manne se wonde word gewas en versorg. Daarna word die bewaarder en sy hele huis gedoop. Gaan berei gou vir die 2 manne ete voor, beveel hy sy slawe, en dan neem die bewaarder die 2 huis toe om hulle daar te gaan trakteer op 'n smaaklike maaltyd. Volgende oggend word die 2 manne vrygelaat, maar eers nadat die ringkoppe van die stadsbestuur nederig om verskoning kom vra het. Daarna is hulle na Lydia se huis, waar hulle die gelowiges bemoedig, en dan vertrek hulle na hulle volgende bestemming. Wees bly in die Here, skryf Paulus aan die Filippense, terwyl hy vir die hoeveelste keer in die tronk sit. Dan is dit nie maar net mooi woorde nie, maar Paulus het dit prakties uitgeleef, en nou vra hy my en jou om daai selfde blydskap in alle omstandighede prakties uit te leef. Blydskap is ook nie afhanklik van jou omstandighede nie. Dis iets wat binne in jou is wanneer jy in 'n verhouding met Jesus staan. Kom ons leef dit uit. Kom ons bid. Here, dankie dat U vir my daai wonderlike blydskap gegee het. Help my om dit ten volle te ervaar en uit te leef. Amen.